Ek werk nou al jare met geweld op die Kaapse vlakte, veral in die noordelike voorstede. En dit het nou al 'n baie geruime tyd sy ontwikkelingsgeskiedenis. So 'n paar jaar gelede het 'n paar ouers my gevra dat ek moet kom luister na hulle probleme. En die doel was om niks intervensie te doen nie, was net om te luister na wat hulle te sê het. En almal van hulle het kinders gehad wat tikverslaaf was. En daar hierdie projek begin waar ek besef het dat waar ons eintlik moet begin is om die ouers te bemagtig met die nodige vaardighede en kennis hoe om hulle kinders te hanteer. Oor die algemeen binne skole is daar 'n geweldige uitdaging in terme van dissipline, die sosio-ekonomiese probleme van misdaad. En al hierdie misdaad insidente met 'n natuurlike manier om oor te spil in die skool. En dit is waarom ons binne die skole 'n baie groot rol het om te speel as onderwysers, ouers en die breë gemeenskap. So ons kan nie hierdie uitdagings van dissipline en om orde te handhaaf binne die skool alleen doen nie. Wat hierdie program vir ons kom wys het oor die jare is dat laat ons by die huis begin, want die huis is die setel van ontwikkeling. Die huis is die plek waar die basiese gedragspatrone gevestig word. En wat baie interessant was is dat die Delft-projek is 'n baie unieke projek, want hier het ons die volheid en die omvang van die projek het ons begin sien, waar ouers eienaarskap begin neem het, en daarvandaan het die projek dit begin uitbrei. En die oorwegende mense met wie ons werk is mense wat op 'n baie vroeë stadium die skool verlaat het. Dit beteken ons is 'n werkersklas populasie. En ek moet sê dis 'n verskriklike uitdaging, want baie van ons programme is ontwikkel uit 'n eerste wêrelds land, en die terminologie wat ons gebruik is baie kompleks. En wat die grootste uitdaging was van die program is om dit so eenvoudig as moontlik. So baie dankie. Ons gaan vandag kyk na dissipline begin by die huis. Ek is baie opgewonde om vir u te sien vandag hierso. Ek is daarvan bewus dat die mense wat regtig die verandering gaan teweegbring, is die mense wat uit ons gemeenskappe uit gaan kom, die mense wat elke dag in die straat is, wat hoor van hierdie geweld en hierdie skietery en hierdie bendes en hierdie misdaad. Nou wat interessant is in die werkswinkel, ons gaan deur in die werkswinkel met die 7 boustene gaan ons met hulle deur. Wat interessant is van hierdie boustene, dis boustene wat is eenvoudig, dis maklik om te verstaan, die ouers identifiseer daarmee, en die feit dat hulle daarmee identifiseer maak dit baie maklik die oordrag daarvan. En dan gee ons vir hulle die geleentheid om die boustene oor te gaan dra aan die buurvrou, aan die bidhuursusters, die kerk, die straat. En ons het gesien veral in Delft het ons groot suksesse gesien wat behaal is met die feit dat hulle uitgaan en hulle gaan bereik ander mense. What the child must do also in the house, how the child must also discipline you. Daar is bewyse dat die verhoudings tussen ouer en kind verbeter. Dokters by my kinders baie seer gemaak. Ek het geen respek op hulle uitgeoefen nie. Ek het regtig waar, ek het vir hulle vervloek, ek het vir hulle reject, ek het vir hulle verneder. Ek het vir hulle verwaarloos. Deur my omstandighede het ek vir hulle baie verwaarloos. En omdat ek self geabused was van my ouers, het ek vir hulle verwaarloos. Ek het gevoel, man, wat help het? Ek leer vir hulle en ek het vir hulle respek, maar ek het die respek self toe ek klein was. My ouers het vir my respek gehad.
En deur die omstandighede, die stres en die omstandighede, het ek baie vir hulle verwaarloos en neglect. Die woorde wat eintlik vir die seerste maak is as sy sê dat sy is my kind, sy behoort nie, ek sal nooit lief vir jou wees, ek haat jou. Sy sal nooit nergens kom met die woorde wat jou eintlik breek. Dit is eintlik die woorde en sy verwag het eintlik van mense wat die liefste vir jou is. Hulle is die liefste vir jou, hulle maak vir jou die seerste op die ou einde. Ek het eintlik het verwag van haar af. En toe wil ek selfmoord gepleeg. Probeer selfmoord pleeg, ja. Maar dit het my baie seer gemaak. Ek het dit eintlik verwag van my ma af. Ek het gevoel, ek gaan al my kinders verloor. As ek aanhou vir hulle gaan vervloek en aanhou vir hulle reject en neglect, dan gaan ek my kinders verloor, een vir een. En my kleinkind gaan ek ook dan verloor. En ek het toe by Hindalhaai gehoor wat Melvina verduidelik het van dissipline en Quentin, en ek was so geskok vir wat ek gehoor het, wat dissipline behels. Communication en as boustene wat in een moet gesit word. Melvina het gepraat van as ouer moet jy soms vir jou kind sê jy's jammer. Jy moet dissipline uitoefen op jou kind, anders dan gaat jou kind respek verloor op jou. En dat ek besef dat ek moet vir hulle verskoning vra. Alhoewel wou ek nie, maar ek moet. Dit is 'n moed. Dit het baie bitter gevoel, ek en my suster, en nou kan ons help, ons het 'n bond en al, en ek kan nou vir haar help. Ek help vir baie, waar sy gaan, ek gaan saam met haar, want ek voel, dit is my ma. Ek voel, ek word behandeld reg. Ek voel baie safe. En nou kan ek met ander kinders praat, soos my vriend, dan nou die dag, toe kom sy om na my toe, maar sy het 'n rokkie aan, sonder iets onderaan. Toe sê my een vriendin van haar, maar sy kan nie so loop in die patte nie, niemand gaat niks dink van jou nie. Toe sê sy, maar ek dink klaar niks van my nie. Van my ma dink niks van my nie, my pa dink ook niks aan my nie. Hulle gee my nie liefde nie, hulle dink niks aan my nie, so ek dink ook nou meer niks van my nie. Sy is 13 jaar oud, maar sy het 'n boyfriend ook. Die boyfriend doen allerhande dinge met haar, hy slat en al die goed. Nou sy voel, hy is lief vir haar, hy is al ene wat daar is vir haar, al ene wat lief vir haar is. Maar toe sê ek vir haar, wie is baie sterk en ek praat met haar baie. Maar ek kan van, omdat my ma met my praat en omdat my ma lief is vir my, kan ek vir haar ook liefde bewys. Ek voel so aan jouself mooi te maak as jou ma vir jou sê, sy is baie pragtig en allerlei goed. Het maakt baie sens as iemand wil wat sy baie lief voor is met jou praat. En sy het so begin praat met jou, dan wat sê sy vir jou? Sy is baie lief vir my en ek moet aanhou sterk wees, ek moet baie sterk wees, want ek is 'n sterk meisie, kan het sy my gesê. En 'n sosiale epidemie kan alleenlik plaasvind wanneer die mense wat die opleiding het, hulle begin die draers word van hierdie program. En ons sien dat hierdie ouers het geen probleem om draers te wees van hierdie program en hulle dra dit na die gemeenskap toe. En nou het ons 'n baie interessante effek begin te kry, dat meer mense begin nou deel word. Dis nou nie net meer hierdie kundige persoon wat die aanbieding doen nie, maar dis die gewone ouers en die gewone mense wat die program neem en hulle versprei die program. En ek moet sê, dit was 'n groot funksie geweest. Die terugvoering, die feit dat hulle sertifikate kon gekry het. En die sertifikaat het 'n baie interessante betekenis. Die sertifikaat word nou weer stimulus materiaal. Want wat gebeur? Hulle vat die sertifikaat, hulle skim in die sideboard. En nou as in die sideboard gesit word,
dan kom die bure en dan vra hulle, maar nou, wat is daai ding wat in die sideboard is? En dan kan hulle met groot respek en groot waardigheid praat oor hierdie program wat hulle bygewoon het, en dat hulle nou self draers is van hierdie program. Hulle is nou self die aanbieders van hierdie program. En dit gee vir mense groot waarde en dit bring herstel weer hierdie konsep van ek beteken iets en ek kan 'n bydrae lewer tot die samelewing. Baie dankie programdirekteur. Goeiemiddag. Good afternoon. Molweni. Salam alaikum. Namaste. Gaitses. Sien ek goeie mense wat is. Ek wil vir u vra, word deel van die organisasie, word deel van organisering, word deel van die werksaamhede hier agter die skerm. En dan is dit altyd wanneer ons 'n verskil sal sien. Daar is 'n psalm met waarmee ek wil afsluit, want ons is 'n Christelike Bybelse grondslag organisasie. Wat sê Psalm 16 vers 5 of 15 vers 6, die meetsnoere het vir my reggeval. My erfenis is vir my mooi. Ek wil graag sien dat wat hier gebeur is deel van die erfenis van Delft en van die ADKV se kant af. Baie voorspoed en baie geluk. Al die verskeie probleme wat ons in skole het, soos onderprestering en die tipe probleme, die wortel van dit lê by dissipline. As daar basiese dissipline in huishoudings is, dan gaan jy geen van die ander probleme het nie. Dan gaan kinders presteer. Kinders gaan nie dwelms misbruik nie. Jy gaan nie tienerswangerskappe het nie. Jy gaan nie alkohol misbruik het nie. En dit is waar ons by die ATKV toe besef het, maar ons wil aan boord gaan en so 'n program of so iets wil ons loods by skole. Ons erken ook dat daar is families waar 40.000 kinders aan hoof is van hulle ouerhuise. Daar's nie 'n ma of 'n pa nie. En dat 56% van ons kinders leef onder die broodlyn. Dit wil sê dit is R635 per maand. Dissipline by die huis het ten doel om seker te maak dat ons ouers 'n nuwe taal gaan leer. Ons gaan seker maak dat ons Blikkiesdorp toe gaan. Ons gaan seker maak dat ons Rosendal toe gaan. Ons gaan seker maak dat ons Voorbrug toe gaan. Ons gaan seker maak dat ons Mitchellsplein toe gaan. Ons gaan seker maak dat ons Menenberg toe gaan. Ons gaan seker maak dat ons Doringbaai toe gaan, sodat ouers die nodige vaardighede kan hê, sodat hulle kinders 'n regte toekoms kan gee, sodat hulle die potensiaal van hierdie land te kan bereik. Ek het nou al baie gradeplegtighede bygewoon, maar daai gradeplegtigheid waar ons sertifikaat oorhandig het aan die mense in Delft, en die manier hoe hulle aangetrek was, die manier hoe hulle gekom het, die manier hoe hulle hare reggemaak was. Jy kan sien dit was vir hulle groot geleentheid. En daar het ek besef dat die program gaan nie net oor die boustene en om kinders te hanteer en reg te hanteer en effektief te hanteer nie. Maar dit gaan ook om die waardigheid van mense te herstel. Dat mense voel dat hierdie program bring groot waardigheid, want daar's 'n gevoel onder die gemeenskap dat as gevolg van armoede en bendes en hierdie tik en die uitdagings wat die gemeenskap het, dat mense word gestroop van hulle waardigheid. Hulle voel ek is 'n niks, hulle voel dat daar word nie meer waarde en erkenning gegee aan hulle nie. Ek gaan baie eenvoudig praat, maar jy moet die 3 goedjies onthou. Die eerste is, ons kan nie kinders in boksies sit of 'n masjienkies inpak en dink hulle kom uit as mooi gedissiplineerde wesens. Daarvoor het ons sisteme nodig. Daarvoor het ons mense nodig in organisasies, en kerke en skole en departemente en huise. Hierdie
hierdie program is uiters belangrik. Elke gemeenskap behoort so 'n program te hê want daar's 'n groot behoefte aan ouerbemagtiging en dit is een van die programme wat daartoe sal bydra dat ouers dan bemagtig word en sodoende dat jy sien daar's 'n verskil inderdaad by die kind. 2015 is 'n groot jaar vir ons. Ons wil baie graag 100,000 ouers bereik. Ons het nou op hierdie stadium al 20,000 ouers bereik. En ons neem rekord van die aantal mense wat die werkswinkels bywoon. Maar veral die nuwe dinamika wat nou begin inskop het, is die feit dat die ouers self die draers word van dit. Wat beteken dat ons kan baie meer ouers kan ons bereik. En so gaat ons lekker mekaar. Dan moet sy huise verstaan en die kinders verskree. Sodra ons die straat begin herstel en die huis begin herstel, dan gaan ons betekenisvolle veranderinge sien. En wat vir my belangrik is, almal praat van 'n grassroots strategie, almal praat van grondvlak strategie. En hierdie program is so ontwikkel dat dit 'n grondvlak strategie is. Mense praat in die straat, mense praat met die bure en die ouers dra die projek heeltemal op. En ek dink wat vir my interessant is dat ons 'n wenkombinasie ontwikkel, of 'n wenstrategie ontwikkel. En dit is dat ons die program in die straat gaan implementeer.